Ongeveer 1 uit elke 500 kinders in Suid-Afrika word met Down-sindroom gebore. Vandag gesels ons met Luan Swanepoel, voorsitter van die selfadvokate van Down-sindroom South Africa, en sy ma, Hannelie, 'n onderwysspesialis, oor hoe hulle werk die lewens van mense met Down-sindroom verbeter. Baie welkom by Goeiemôre, good morning. Baie dankie. Vir mense wat nie weet nie, wat is Down-sindroom South Africa? Dit is 'n sambreel organisasie of 'n oorkoepelende organisasie. Ons het in Suid-Afrika 12 verskillende takke en supportgroepe wat dan die mense wat die takke bemagtig om mense met Down-sindroom en natuurlik hulle gesinne ook te ondersteun met die nuutste inligting, met rakende inklusiwiteit, onderwys, die geregtelike aspekte, die regte van die persoon met Down-sindroom. Dis omtrent 'n mondvol. Nou, Luan, jy is die voorsitter van die organisasie se selfadvokate. Wat behels julle werk? Wat ons werk behels is om mense bewus te maak van Down-sindroom. En ook om vir hulle te wys wat mense met Down-sindroom kan doen. En dan ook ons die persoon wat in Amerika zit, op die stadium, leer ons van levensvaardighede, rekenaarsvaardighede, sociale vaardighede, en dan ook bij die selfadvocaat van Pretoria, leer ons ook van om te kook, om te bak, en ook om levensvaardighede, sociale vaardighede te herhalen. Ja, en dan ook, toen werk ook met die Down-sindroom vereniging van Pretoria. En als ik dit doe met volwassenen met Down-sindroom, dus die studenten wat ik krijg. En dan leer ik ook van een bak en levensvaardigheden en sociale vlakken. En ook om mensen ook meer te betrekken, om meer studenten te krijgen, om hulle ook in die werkgeleenthede in te krijgen. Sure. Dit is ongelooflik. Dit is amper, jy het nou die vaardighede geleer en jy is besig om te pay it forward en dit is ongelooflik. Wat is van die wanpersepsies wat mense het oor mense met Down-sindroom? Daar's nogal baie. Hulle dink nogal hulle lyk almal eeners, hulle is almal eeners, hulle is almal vreeslike gelukkige kinders. En ek kan julle verseker dat elke kind of elke mens met Down-sindroom het sy eie persoonlikheid, sy eie unieke talente. Ek dink hulle is tot baie meer in staat as wat die breëre publiek verstaan en dit is waarom ons moet die mense bewus maak. Jy weet, so daar's baie bewusmakings aktiwiteite wat ons gedurig doen waarvan vandag nou een is. Jy weet, so daar is hierdie kinders en hulle dink hulle verstaan nie, hulle dink hulle kan nie kommunikeer nie, hulle het diep emosies wat hulle ervaar elke dag. Ja. So ja. Hannelie, sê vir my, wat is jou raad aan 'n nuwe ouer wie se kind met Down-sindroom gebore is? Weet jy, maak kontak. Ek weet dit is moeilik. Ek kan onthou uit my dae uit, dit was moeilik om daai eerste stappie te neem. Maak kontak met die Down-sindroom vereniging. Dit raak, ons is nie bevoordeelde posisie dat ons seker die grootste groep intellektueel gestremde groep is in die wêreld. Ja. So ons daarom kan ons by mekaar leer. So en begin vroeg voorskool. Begin al eintlik amper voor geboorte sou mense al kon sê. Maar en maak kontak, woon al die aktiwiteite by want dit is waar jou ondersteuningssisteem op die ou einde van geboorte totdat die kind 'n volwassene is en selfs verder. Jy weet, want hulle het hierdie vriendskappe ook nodig. Dit so ja. Hierdie is eintlik 'n baie tegniese vraag, maar wat is die verskille tussen trisomie 21, translokasie en mosaic Down-sindroom? Weet jy, dit biologies natuurlik is dit nou anders want die 95% van die kinders met Down-sindroom is trisomie 21. So die grootste groep is trisomie 21. Die trisomie kromosome, kyk, elke mens het ons maar 23 pare kromosome. En aan die 21ste paar is daar dan in plaas van 2 is daar 'n ekstra een. So dis trisomie 21. Dan translokasie sal daar 'n stukkie van 'n ander kromosoom heg
aan kromosoom 21. En dan die mosaïek kan wees met tipiese selle, jy weet soos ons hou nie van die woord normale selle nie, weet die 46 en hulle kan dan ander selle hê wat dan ook die ekstra kromosoom het. Maar die uitkoms hang absoluut af van die vroeë intervensie, van die ouers se betrokkenheid, van die ouers wat inligting, want dit is deesdae so maklik om, jy weet, op die internet, maar ons kan ook die verkeerde inligting kry. So dit is baie belangrik dat ons die nagevorsde inligting wat die Down Syndroom Suid-Afrika vir ons dan nou bied, want hulle behoort ook aan internasionaal Suid-Afrika. Jy weet, internasionaal Down Syndroom vereniging, jy weet, so dis belangrik. Ja. Ek is so bly jy verduidelik dit so mooi vir ons, want ek wil ook vir jou vra, maak die tipe Down syndroom wat gediagnoseer word 'n verskil aan die uiteindelike ontwikkeling of potensiaal van 'n kind? Nee, regtig nie, want dit is net soos enige gewone profiel van enige, as mens nou aan 'n groep kinders dink of aan 'n groep mense dink. Jy gaan hoog funksionerende mense, jy gaan jou gemiddelde ou hê en jy gaan jou ou wat, so ons het ook daardie verskeidenheid en dit hang alles af van jou vroeë intervensie. So as mamma en pappa boeke het en ons lees by die huis en ons word basies gestimuleer van geboorte af, dan gaan jy 'n beter uitkoms hê. Jy weet, so jy kan met al die verstand in die wêreld gebore of jy weet al die moontlikhede gebore word, maar as dit nie ontwikkel is nie en dit nie verder jy weet geneem word nie, dan gaan jy ook nie daardie resultate sien. Luan, wat wil jy hê moet mense weet van mense met Down syndroom? Wel, eerstens wil ek sê hulle moet die kind aanvaar. En dan ook om die kind groot te maak as een van sy familielid. En ook om vir hulle hoe kan ek dit sê, die goeie maatreëls kan leer van lewensvaardighede en ook om deel te raak van die gemeenskap. So onafhanklik moontlik. Ja. Baie dankie, Hamelie en Luan. Nou, bly net waar jy is. Arnold en Kie gesels net hierna oor die afgelope naweek se sportgebeure. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ek hoop jy geniet nog hierdie kuiertjie saam met ons.